Here, ons wil vanmôre verklaar, Here, dat ons sien, Here, die vyand se plan vanmôre, Here. Ons sien hom. Maar Here, ons wil vanmôre verklaar oor die huis, dat daar sal vanmôre, Here, oorwinning wees. Ons verklaar vanmôre hierdie grondgebied, Here, is al van Vrydag aand af, Here, voorberei vir u werking van u Gees vanmôre, Here. Werking van u Gees, sodat daar vanmôre verlossing kan wees vir die wat dit waarlik vanmôre wil aangryp, Here. Ons wil vanmôre vir u vra, Here, kom staan stil by u kinders vanmôre, Here. En moenie verbygaan nie, Here, sonder dat u ons vanmôre aanraak met u Gees, Here. Jou Satan, ek verklaar jou magteloos vanmôre. Ek sien jou slinksheid vanmôre en ek verklaar jou kragteloos vanmôre in die naam van Jesus. Jy sal maar geen lewe aanraak nie in die naam van Jesus. Halleluja. Here, u is vanmôre teenwoordig. Here, soos hierdie lied gesê het, kom waai deur my. Halleluja, Here. Kom waai deur ons vanmôre. Ons is dankbaar u is in hierdie huis, Here. Here, ons is vanmôre dankbaar, Here, om te kan sê hoe groot is ons God. Dat dit u plan was, Here, om ons te seën. U plan was, Here, om u Heilige Gees te gee. U plan was, Here, om ons, Here, vanmôre te kom red. En ek bid vanmôre, Here, dat dit presies is wat ons sal weerspieël. U reddingsplan, Here. Want dit vorm vanmôre ons getuienis in u. Ek loof u daarvoor. In Jesus naam. Dankie, Here, dat elkeen wat vanmôre in hierdie huis is, Here. Ek voel dit wil ek vanmôre oor elkeen bid. Elkeen wat vanmôre in hierdie huis is, geseën is van die Here. Elkeen weet wat die uitdaging is van hulle self. Here, ons weet dit vanmôre. Here, maar omdat u liefde vanmôre groter is as elke challenge, is ons vanmôre meer as oorwinnaars, Here. Ek bid vanmôre vir die wat u nog nie, Here, nog nie u aanvaar het as hulle saligmaker en redder nie, Here. Ek bid vanmôre verlossing vir daai siele, Here. Dankie, Heilige Gees, dat u vanmôre kom deurbraak maak, Here. Dat u vanmôre kom inwonend wees in ons, Here. In die naam van Jesus Christus. En die kerk van die Here sê vanmôre amen. Amen, halleluja, baie dankie, kan jy sitplekke neem. Halleluja. Prys die Here. Is dit nie lekker om sy naam groot te maak nie? Ek wil amper sê vanmôre, as jy vanmôre 'n bietjie lamheid in die bene het, moet jy verwag wat gaan gebeur wanneer jy in die hemel is. Daar gaan nie lekkans wees nie, daar gaan staan net wees. Want ons gaan staan in die naam van die Here groot maak. Maar ook bygesê, ons bene gaan nie seer wees nie. Prys die Here. Halleluja, as dit is Here nie kosbaar vanmôre nie. Halleluja, Heilige Gees, kom skep moed. Invulling van die Gees vanmôre. Ek wil vanmôre net voor ek in die woord gaan begin, bietjie recap oor die afgelope 2 dae se woord, as u my gaan toelaat. Om so bietjie net, hoe gaan ek sê, te verduidelik. Ons het Vrydag aand 'n lekker praise and worship aand gehad hier by die kerk. Die wat hier was, dink ek kan getuig van dit was lekker in die Here se teenwoordigheid. Ons het bietjie die naam van die Here groot gemaak en dit was uit en uit 'n dedicated worship diens aan die Here gewees. Okay. En ek is baie bly u is hier vandag. Ons kort gedagte waar ons gedeel het was die doel van Pinkster en dit was naamlik die uitstorting van die Gees, geboorte van die Heilige Gees se krag in die kerk
en die vervulling van die belofte van Jesus. En so het ons geleer dat die Heilige Gees se doel is om aan ons ook openbaar. Amen. Openbaringskennis. Gisteroggend, halleluja, het ons gepraat oor die eendragtigheid van die kerk. En die kerk sal moet besluit of hulle die Here gaan aanneem of hulle die weg van die hel gaan verkies. Dit was gister se boodskap. As jy hom nie gesien het nie, asseblief gaan kyk hom op YouTube. Sodra ons hier klaar is die volgende halfuur al op YouTube. Halleluja. Die kerk moet swanger wees met die geboorte van die krag van die Gees. Ons het verder geleer oor die betekenis van die Griekse woord vir eenheid, henotheis, wat vanmôre praat van the God-produced unity among his children, among the church. Halleluja. Dit beteken met ander woorde vanmôre, an agreement between God and his people. A godly produced unity. En toe het ons in die tweede gedeelte gesels oor eendragtigheid in ons harte. Halleluja. Eendragtigheid in ons harte is vanmôre een van die sleutelpunte van Pinkster. Eendragtigheid in ons harte is ook wanneer ons lewe aan die Here gee en hy ons verlos, ons dit aanvaar en ervaar en dit ons eie maak. Eendragtigheid in die hart vanmôre getuig van die krag van God in Pinkster. Vader, Koning Jesus, vanmôre 'n verlange het na die eendragtigheid in die kerk se hart vanmôre. Eendragtigheid in die hart bly vanmôre na 'n volmaakte eenheid in die Gees. Amen. En laastens, eendragtigheid kom skep vanmôre 'n eendragtige kerk. Amen. En dit was die punte waar ons gister gesels het en ek wil u aanraai gaan luister daai boodskap op YouTube en Facebook. Dan gaan u vanmôre verstaan waar ons vanmôre gesels oor die invulling van die Gees. Halleluja. Blaai saam met my Johannes 14, 16 en 17 en daarna gaan ons oor na die boek Handelinge. Johannes 14, 16 en 17 en daarna gaan ons oor na die boek Handelinge. Johannes 14, 16 en 17 sê, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Amen. Ek wil vanmôre vir julle sê, dis nie net 'n trooster wat vanmôre gaan kom of reeds hier is en dan gaan hy verdwyn nie. Die belofte van die Here is dat hy 'n trooster sal gee wat jou en jou sal wees tot aan die einde van dag. Dis die ewigheid. Eintlik nie, die ewigheid het nie daar nie. Dis oneindig. Maar totdat wat jy die dag na die Here toe gaan, tot en met dan ook en verder as dit sal die Heilige Gees met jou wees. Vers 17 sê, en die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Ek wil daar stop. Nie stop nie, maar ek net vir 'n oomblik gou pause. Die wêreld sal nie die waarheid kan verstaan as hulle nie die koning aangeneem het nie. Dis wat die skrif sê. Want as hulle die Heilige Gees nie eers kan ken in die situasie of in hulle lewenswandel met die koning nie, beteken dit hulle het nie die koning in hulle nie. So daarom kan die wêreld nie die Heilige Gees ontvang nie, want hulle het hom nie gesien of hom geken nie. En as jy mooi onthou het ek gister vir u gevra, hoe staan u getuienis met die koning vanmôre? Jou getuienis vanmôre spreek
van of jy hom ken of nie ken nie. Maar die woord kom vanmôre en ek wil hê u moet dit lees terwyl ek dit lees, nee. Want neem dit in vanmôre, hy sê, maar julle ken hom. Julle ken hom. Omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Amen. Kan u sien hoekom u vanmôre nie gelykstaande is aan die wêreld nie, maar vernuwe is deur die Gees? Want die wêreld ken nie die Jesus wat ons ken vanmôre nie. Die wêreld ken nie die Heilige Gees wat ons ken vanmôre nie. Maar julle ken hom. Julle ken hom omdat hy by julle is en in julle sal woon. Handelinge 1 vers 8. Omdat julle hom ken. Dis nie wat die woord is, ek gaan nou lees. Maar omdat julle hom ken en hy by julle is en in julle is en by julle sal bly. Kan u hoor wat ek sê vanmôre? Omdat julle die Gees ken, hy in julle is, hy by julle is, sê die woord, sal julle krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Menende totdat die aarde verslaan is, sal julle die getuies wees van die kerk en van die Jesus wat ons dien vanmôre. En omdat julle die getuies is vanmôre, en die krag in die kerk is, sê Handelinge 2 vers 3 tot 4. Handelinge 2 vers 3 tot 4, net die volgende hoofstuk sê hy, toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle almal is vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Tot sover die Here seën sy geleesde woord. Kan jy sien vanmôre dit het begin by 'n beplanning. Dit het begin by 'n belofte. Dat wanneer my God, my Jesus opgaan na die hemel, sal hy vir ons 'n trooster stuur. Dit het begin by 'n beplanning vanmôre wat Vader in lyn gehad het vir sy kinders, omdat die koning moes terugkeer, want die plek moes voorberei word vir sy kinders. Maar omdat Vader geweet het dat die kinders gaan nog 'n trooster nodig hê, was dit die beplanning vir die Gees om te kom. Maar iets moes gebeur. Die direkte koneksie met die kerk moes opgaan, sodat die krag van die Here kon neerdal. Amen. Kan u sien vanmôre hoe wonderlik is dit wanneer die woord homself vervul. Amen. Dat toe die koning op is, toe kom die Heilige Gees. Amen. En hy kom woon in ons. En daarom het jy die krag ontvang vanmôre. En daarom kan jy die getuienis wees. Pinkster is vanmôre die invulling van die Gees, nie so waar nie. Is dit nie waarvoor ons vanmôre hier is nie? Een bewys daarvan is vanmôre die spreek van tale. Ek sê nie jy is verlore as jy vanmôre nie in tale kan spreek nie. Maar wat ek vanmôre vir jou wil sê is die bewys van Heilige Geeskrag is vanmôre begin by spreek van tale. Amen. En daarvolgens volg die gawes en die vrug van die Gees. Vanmôre kom ons by 'n praktiese doel van ons Pinksternaweek.
Vanmôre is dit God se stempel, Jesus se stempel, sy afdruk, sy blueprint, die produk van Jesus en van God die Vader se plan met my en jou en die kerk in geheel om vanmôre Heilige Gees te kan ontvang. Amen. Kan jy sien hoekom dit belangrik is om gevul te word en gedoop te word met Heilige Gees? Ons begin vanmôre by die Heilige Gees is eerstens 'n belofte van Jesus en ek wil graag dit met julle deel vanmôre aan die kerk. Johannes 14, 16, 17 sê en ek sal die Vader bid en hy sal vir julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Meen dit sal nooit ophou. En die Gees van die waarheid. Wie kan vir my die waarheid optel vanmôre? Tel vir my jou Bybel op asseblief. Die koue te kom in vanmôre. Prys die Here, oom is reg. Maar die Gees van die waarheid, wat jy in jou hand hou en koester, sal met jou wees, sê die woord. Wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom. Amen. As jy daai boek oopmaak, ken jy jou Jesus. Amen. En omdat hy by julle bly en by julle sal wees. Nou Heilige Gees het gekom toe die koning moes terugkeer na die Vader soos ek genoem het, en dit waarom ons vandag die viering van die Heilige Gees het. Omdat die Here werklik besluit het om die kinders van die Here nie alleen te los nie. Okay. Die Gees tree vanmôre in, toe die Here terugkeer na die huis van die Vader, toe tree die Gees vanmôre in om ons te bemoedig en te herinner wie die koning is. Wat die koning vir ons gedoen het en waarom dit belangrik is om die koning deel van ons lewe te hê. En ek wil vanmôre met u deel, die Heilige Gees is as trooster vanmôre, korrek? So jy kan met my saamstem dat hy is vanmôre die parakletos in ons lewe, halleluja. Dit kan beskryf word as een wat deur God gestuur of geroep is. Amen. Geroep is om langs aan jou te kom staan as jou advokaat. Amen. Intercessor, berader en trooster. Amen. Wanneer hy gekom het as die ander Jesus of die tweede trooster, want Jesus was ons trooster, dan sal hy by die disippels wees en in hulle kom bly, soos u vanmôre hier sit, disippels van die Here. So ons moet vanmôre besef dat deel van ons Pinksterviering vanmôre is dat Heilige Gees 'n inwonende gas is, saam met die Here in jou lewe. En ek weet nie van u nie, maar u moet seker maak u hart is van so 'n aard. Laat jou gas vanmôre nie teleurgesteld staan. Amen. Wanneer hy in ons kom nie. Ja. Want wat doen ons as gaste kom? Ons sit net die beste voor. Die beste vrilletjies op die bed, en die beste dit, en die beste koppies, en die beste, ek weet, ons is baie keer ook so as mense by ons kom kuier, ons haal net die beste stel uit, en die beste die, en die beste daai. Wat doen ons vanmôre wanneer die gas in ons hart kom woon? Want die Here sê, ja, hy sê, kom net soos jy is. Maar die Here sê ook Sondag nie meer nie. Wanneer hy jou verlos nie. So ons moet vanmôre seker maak ons hart is vanmôre in lyn met die Here. Daarom sê Josua 1 vers 9, hy sê, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Belofte van die Here. Daarom moet ons vanmôre glo in die Here se werk.
Ons moet vanmôre glo in die koning se liefde. Ons moet vanmôre glo in die koning se genade. Ons moet vanmôre glo in die koning se voorsiening. Want is dit nie wat Heilige Gees kom doen het vanmôre nie, hy die voorsieningswerk kom vervul. Want Jesus het geweet, hy gaan nie vandag hier by ons kan wees fisies nie. Maar hy het sy Gees gegee. Halleluja. Hoekom vier ons Pinkster? Want is die belofte van die krag van die Heilige Gees. Handelinge 1:8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. So when the power of the Holy Spirit comes upon you, you will become a witness. You will become a witness of the glory of the Lord, and you'll become a witness in all the nations. Het begin hier. Dis om 'n getuie wees in Jerusalem, sowel as hele Judea, Samaria en tot die uiterste van die aarde. Ek het al baie mense gehoor wat sê, ek weet nie hoe met mense te gaan praat daar buite oor die Here nie. Ek dink nie dis vir my nie. En dan dink ek by myself, en wat moet ek van my sê? Introvert. Maar ek wil vir u sê dat wanneer jy daai passie en net daai begeerte in jou hart kry om vir daai persoon te gaan vra, ken jy vir Jesus? Is dit die krag van die Gees wat oor jou is? Die skrif sê vanmôre gemeente, dat die krag sal ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, om 'n getuie te wees in Jerusalem, sowel as Judea, Samaria en die volle aarde. Menende, wanneer die krag van die Gees oor jou sal kom, sal jy krag hê om die woord van die Here te verkondig. Om die wêreld te leer oor wie Jesus is, wie die koning is vanmôre. Die woord sê, die woord staan vanmôre as my getuie, julle sal die getuies wees van die Here. Menende, ons sal woord verkondig, die spreekbuis wees vir die Here, om die mense te leer van Jesus. Menende, jy sal die woord verkondig, plaaslik, gemeenskap, internasionaal, tot die hele wêreld dit gehoor het vanmôre. Dis wat hy skrif sê. Hy praat nie net vanmôre met die pastoor nie. Hy praat vanmôre met die kinders van die Here. Halleluja. Ek moet vir julle sê, dit is so maklik soos jy tel jou foon op in 5 sekondes en jy gaan na iemand toe en jy sê Jesus is lief vir jou. Verkondig jou klaar woord, Johannes 3:16. Dit is so maklik, jy vat 5 minute van jou dag, jy maak 'n broadcast en jy sê die Here is lief vir jou. Staan ek vanmôre skuldig daaraan? Dieselfde. Maar die Here is vanmôre genadig om ons te leer wat dit is om die Here se woord te verkondig. Halleluja. Ons moet vanmôre besef dat Heilige Gees krag is daar om die gemeentes van die Here wat u vorm vanmôre die kerk te kom stig, te kom opbou en te kom vervul met die doel wat hy het, jy moet uitleef. Amen. Daarom moet ons as kerk vanmôre gereed staan om Heilige Gees te ontvang. Om sy krag te ontvang vanmôre. Om hom te verwelkom in ons midde. Hoef ons bang te wees vir die invulling van die krag van die Heilige Gees glad nie. Want dit is tot ons voordeel, sê die Here. Hoor mooi, Johannes 16:7 sê, tog sê ek vir julle die waarheid, dat dit sal tot julle voordeel, dis tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak die Heilige Gees nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Kan jy sien vanmôre, dis tot voordeel van die kerk om vanmôre Heilige Gees krag te ontvang? Kan jy sien vanmôre, dis tot opstigting van jou gees om Heilige Gees krag te ontvang? Kan jy sien vanmôre, dis tot voordeel van die kerk om vanmôre te verstaan dat Jesus is op, maar sy trooster het neergedaal en hy het op jou kom, hy's in jou vanmôre? Dis tot julle voordeel dat wanneer die Heilige Gees
in julle woon en julle dit toelaat om bekragtig te word. Ek dink vanmôre dis een van die wonderlikste gebeurtenisse wat die Here kon gee vir die kerk. Ek wil amper so ver gaan as beloning. Dis sy krag. Hoe weet ek is gedoop vanmôre met Heilige Gees? Handelinge 2 vers 3 tot 4 sê. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur. Wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle almal is vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Hoe weet ek vanmôre ek is gevul met Heilige Gees? Die bewys van spreek in tale. Dit is vanmôre uiters belangrik dat ons sal moet besef dat die Here niks op ons kom forceer het nie. Maar die belangrikheid daarvan is om ons soveel te leer van die Gees. Dit lê my groot op die hart vanmôre om vir u te sê, die woord gee soveel leiding dat ons nie alleen uit die doopwater die koninkryk van God sal beerf nie, maar ook met die doop van die Gees. Daarom is die dag wat jy die krag van die Heilige Gees ontvang, die bewys daarvan, die bewyse wat jy het, is jou spreking in tale. Jesus antwoord, in Johannes 3 vers 5, hy sê, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy nie die koninkryk van God ingaan nie. Daarom is Pinkster vanmôre belangrik, gemeente. Doping met die Heilige Gees vanmôre speel 'n belangrike rol in jou lewe. Om vanmôre ook te kan sê, ek sal die koninkryk van God ingaan. Dit speel vanmôre 'n belangrike rol in die kerk. Dit speel vanmôre 'n belangrike rol in jou as individu hier. Kan jy vanmôre sien waarom die doping van die Gees belangrik geag word? Want die woord sê sy volk gaan teen gronde aan 'n gebrek aan kennis. Jou kennis vanmôre is dat wanneer jy deur die Gees gedoop word en bekragtig word, dat jy sal ontvang wat die Here beloof het, die krag van die Gees. En dan sê die Here verder in sy woord, jy sal groter en beter dade kan verrig, omdat ek in jou is. Amen. Vanmôre moet die invulling van die Gees 'n honger wees. En ek hoop u is besig om honger te word. Nie vir die skaapbout in die oond nie. Daarby sal ons na die diens bymekaar kom. Nee, ek grap net. Maar vir die honger van die Gees. 'n Honger wat net die Here in jou kan vrede stel vanmôre. Dis 'n honger wat net die Here kan kom behartig en kom tevrede stel. Dis 'n honger wat jy moet stig vanmôre. Dis 'n honger wat jy moet bekragtig vanmôre. Dis 'n honger wat jy moet voed vanmôre. Dis 'n honger wat jy moet kom onderrig vanmôre. Dis 'n honger wat jou tot voordeel is vanmôre. Dis 'n honger wat jou kom lei op die pad wat jy moet loop. Dis 'n honger wat vanmôre vir jou 'n seëning is. Wanneer die Heilige Gees in jou is, sien ek dit vanmôre as 'n seëning van die Here. Amen. Want hy stel jou in staat om deur sy krag te wandel. Yes. En nie op jou eie insig staat te maak nie. Amen. Ek gaan vanmôre afsluit en ek gaan vra, sit vir ons musiek op en ek wil vanmôre kom bemoedig. En ek wil vanmôre met jou my getuienis deel. Die dag staan ek in 'n chapel in my Bible College, nie my Bible College waar ek gestudeer het. En ek kom hierdie oggend in en ek sien
Maar joh, hierdie mense spreek in 'n taal wat ek nie kan verstaan nie. En dadelik vra ek Here, maar hoekom? Hoekom verstaan ek nie wat hulle sê nie? En weet julle wat se beste, die Here bly stil. Maar nietemin ek spreek en ek bid toe in die taal wat ek vanmôre met u praat. En net 2 weke voor dit, in Junie maand, 26ste, 2017, het ek my hart vir die Here gegee. 2 weke na dit, na daai kerkoggend, en ons het elke oggend chapeltyd gehad, waar ons gebid het, en die Here se naam groot gemaak het. Ek het geweet wat dit is om die Here se naam groot te maak. Maar ek het nie 'n taal gehad nie. Menende die doping van die Gees as bewyse was nog nie in my nie. En ek onthou, ek gaan nog daai middag en ek sê vir my ma, en ek sê, ma, vat my na die pastoor toe, ek wil hom nou sien. En ek kom by die pastoor, ek sê, pastoor, wat se goed is hierdie? En hy sê vir my, sê eers vir my, is daar honger in jou? En ek sê, Here, daar's 'n honger in my. Pastoor, daar's 'n honger in my, want ek weet nie wat aangaan nie. En hy sê vir my, wil jy ook die spreek van tale ervaar? En hy verduidelik toe vir my, dat dit 'n taal is wat die Here aan ieder en elk gee, om as persoonlik met hom te kan kommunikeer, waar die vyand nie eens kan verstaan wat gesê word nie. Hy verduidelik toe vir my, dat wanneer die Heilige Gees in jou kom inwoon, is dit 'n tyd en 'n geboorte, wat jou kragtig kom bestraal. En ek onthou, ek sak daar in daai stoel en ek sê, pastoor, ek soek dit. Ek kan voel my hart het 'n honger vanmôre. En hy sê vir my, is jy reg? Ek sê vir hom, pastoor, ek's reg. En hy bid. En met 'n oogwink stort die Here sy Gees. En ek begin bid. En hoe harder ek bid, hoe meer begin daai pastoor lof en aanbid. En hoe meer ek harder gaan, hoe harder gaan hy. En naderhand het ons daai hele kantoor, want 'n paar jaar na dit toe word dit my kantoor waar ek gewerk het. En hoe meer ons daar bid en hy lof en aanbid, het ons naderhand daai kantoor on fire. En ek besef net, daardie dag was my geestelike geboorte. En dis waar Pinkster gaan vanmôre, gemeente. Jy's fisies gebore. Die woord sê, moet die mens dan nou teruggaan in sy moeder se skoot en weer gebore word? Nee. Die woord sê, jy sal met Heilige Gees, met water en Gees gedoop word. So as jy vanmôre hier sit en jy het daai liefde en jy het daai honger om vanmôre vir die Here te vra, Here, kom doop my in 'n taal en of in u Gees. Onthou, die spreek van tale is die bewys van die doop. Dis wat die woord sê. Dis nog nie die gawes of die vrug nie. Ons kom daar. Maar as jy vanmôre daai honger het, wil ek jou vorentoe nooi. Ek gaan 'n paar minute gee. Onthou net, ek kan nie vir jou sê bid so nie. Maar as jou hart vanmôre oop is, laat Heilige Gees jou kom vul.